Goeiemôre. Baie welkom op 'n heerlike Sondagoggend en is nog vakansie ook vandag. Maar ons het die voorreg om ons vakansiedag te gebruik om in die huis van die Here te wees. En dit is lekker so, baie welkom Loukie, welkom daar van George se wêreld hier by ons. O gesigte, julle lyk eintlik heeltemal alright daar waar julle is hoor. En is daar enige persone wat vir die eerste keer by Lofdal gemeente vir ons nog nooit voorheen nie gewees nie, is daar hande wat kan opgaan, is daar van jou familie, is net jy, jy die hele familie, goed, die persone wat ingeskakel is op die lewendige stroom, ek weet ons sukkel nog so 'n bietjie met YouTube, ons sal even daar 'n ander tube kry, hy ene nie werk. Maar jy kan op die kerk se webwerf ingaan en dan kan jy die boodskappe daar kry as jy nou nie op Facebook is nie. Ons sal probeer om so gou as moontlik terug te kom op dit, so onthou dit maar net 'n gedagte. En dan sal jy sien ons het ook, dit is nou 'n lang naweek, maar is 'n vakansiedag, so jy het nou nie verskoning om vanaand van die kerk af weg te bly nie. Sê hard amen. Almal wat amen gesê het gesê ja, dis waar. So, jy maar dop hou vanaand. Goed, en dan die 10de Mei het ons Moedersdagdiens, en onthou dit maar net 'n gedagte, dat ons gaan ook die 10de Mei, ja die Sondag het ons Moedersdagdiens, en dan die 14de het ons 'n Hemelvaartsdiens, ek dink dis 'n donderdag, hier in die kerk, so ons gaan dit maar hou vir so, sê enige tyd van 6:30 se kant af, om net die mense geleentheid te gee om by die kerk uit te kom, want ek weet dit is weekse aande, so dit is altyd moeilik om deur die verkeer te kom. En dan die 18de is daar 'n werkersraadvergadering, die finansraadvergadering gaan die 20ste van Mei wees, so dis min of meer al die goed wat met gebeur. Pastor Billy gaan vanoggend bedien, en hy gaan ook tydens die diens, of wanneer hy dan net voor hy begin ook inseën, kind inseën en so aan vanoggend, so ook die familie wat vanoggend hier is, baie welkom ook vir hulle, en mag die Here ook ryklik seën. Nou, jy weet, as jy 'n jong predikant is, kan jy baie keer in verskriklike, ongemaklike omstandighede kom. Hulle sê 'n bietjie, waar is die pastore, sê hard amen. Hulle vertel van die predikant wat by 'n geleentheid by 'n nuwe gemeente gekom het, en toe met hy sê intree preek, maar hy preek nou oor die gedeelte daar waar sy gees in die vyeboom sit, geklim het, en maar hy raak deur mekaar, en hy kry toe van Nikodemus in die vyeboom in. En hy preek seker omtrent vir 10 minute lank, dat Nikodemus wat in die vyeboom is, en hoe dat die Here hom aanspreek, toeval het hom by, maar is nie Nikodemus wat in die vyeboom is nie. Hy sê, die Here kom met die vyeboom, en hy sê vir Nikodemus, luister, daai boom is 'n gees se boom, nie jou boom. Maar kom ons staan op 'n groet net 'n paar kinders van die Here vanmôre. Maar as seker jy regte vyeboom kom. Iemand sê vir my, Sharon sit ook daarbo, waar is Sharon? Ja, kom as jy waar, lekker hande klap en verwelkoming
Saam met ons vanoggend en mag die Here ook vir julle ryklik seën hier saam met ons. Goed, ons gaan open met gebed. Ek gaan pastoor Tini Berger vra waar is hy? Hy wil ook sommer 'n aankondiging maak vir volgende Sondag se dienste en dan gaan hy ook hierdie diens open met gebed en direk daarna gaan ons tiendes en offergawe so wat ons gee vir die werk van die Here. Baie dankie. Dankie pastoor Tini, net voor ons gaan bid. Die Here het vir my 2 besonderste boodskappe gegee vir eerskomende week en Sondagmôre. Eerste boodskap Sondagoggend is Jesus buite sy kerk. Ek het absolute bewyse dat Jesus buite sy kerk is. Kerk het geen invloed meer in die wêreld nie. Jesus in die kerk is, het die Here daagliks by die gemeente gevoeg. Vandag kry ons dit maandeliks by. Ander dinge gaan ek nie vir u sê nie, maar die goeie nuus is dat Jesus wil in sy kerk inkom. En ek glo hy gaan Sondagmôre op 'n baie besondere wyse met ons ontmoet, wat jou oog nie gesien het nie, wat jou oor nie gehoor het nie, wat in jou hart nog nie opgekom het nie. Groter heerlikheid gaan die Heilige Gees vir ons gee Sondagmôre, wanneer Jesus met ons gaan ontmoet. Sondag aand gaan ek ook vir u bedien. Here het my woord gegee, die voorbereiding vir die eindtyd. God is besig om voor te berei vir die eindtyd. Oorloof wat hy sien, die dinge wat in die wêreld gebeur, dis God se voorbereiding. Hy is besig om voor te berei. Dan daarby saam gaan die New Age Movement, die nuwe era beweging wat wêreldwyd honderde organisasies in Suid-Afrika gevestig is. Ek gaan met u daaroor gesels. Hulle is besig om kinders van die Here te kondisioneer, intimideer en af te breek sonder dat hulle dit agterkom. God is besig om die wêreld voor te berei, maar hy gaan ook sy kinders voorberei vir sy koms. Dis die goeie nuus, hy gaan ook sy kinders voorberei. Sondagmôre, Sondag aand, kanselleer die vakansie, jy kan dit nie bekostig nie. Sorg dat jy die kerk is Sondag, bring iemand saam. Ek glo werklik dat God het 'n woord vir sy kerk, Sondagoggend en Sondag aand. Amen. Julle wat amen gesê het, sorg jy in die kerk is, hoor. Kom ons gaan saam bid en die Here dankie sê vir sy wonderliefde. Vader, wat 'n wonderlike voorreg weer vanmôre om u naam aan te roep. U naam groot te maak, halleluja, want ons dien 'n groot en 'n wonderwerkende God. Dankie dat ons deur die kosbare bloed u heiligdomme kan binnegaan en u ons hemelse Vader kan noem. Dankie dat u vir elke een van ons omgee, Here, dat u hier is vanmôre om in elke behoefte te vervul, om manne en vroue en jong mense aan te raak in die groot en wonderwerkende krag, dat die heerlikheid van die Here net in en deur elkeen gaan straal. En dat elke man en vrou en jong mens vanmôre 'n goddelike ontmoeting met u gaan hê en dat die wondernaam van Jesus net in en deur elkeen verheerlik word. Dankie vir die seëning op die musikante, die voorsangers en ook op die gemeente wat saam gaan sing en jubel om u naam groot te maak en te erken daar is niemand soos u nie, Vader. Dankie vir die seën en die salwing op die bediening van die woord. Die woord wat spreek tot ons harte en ons maak nou reeds ons harte oop om te hoor wat die Here vanmôre vir ons wil sê en word u net in en deur elkeen verheerlik. My gebed is dat niemand by hierdie kerk gaan uitstap vanmôre soos wat hulle ingekom het nie. Maar daar 'n blydskap, 'n jubel en 'n gejuig in hulle harte gaan wees. En Vader, ons dankie daarvoor in Jesus se naam. En die volk van die Here sê amen. Prys sy naam. Baie dankie pastoor Tini. Ek wil tog net vir u noem dat die persone wat nie weet hoe 'n kredietkaart werk nie, my kleinseun weet baie goed. Toe hy so klein was, toe wil hy 'n geskenk hê en ek sien die ding is baie duur. Ek sê vir hom, daai ding is kos baie geld. Hy sê oupa, dis glad nie 'n probleem nie. Hy sê al wat oupa doen, oupa vat net oupa se kaartjie, gaan na daai plek toe. Hulle gee vir oupa die geld. So, maar as jy dalk 'n kredietkaart wil gebruik om die tiendes en offergawe te haal, is dit daar maar agter met 'n kaartmasjien wat vir jou gaan help. As jy inluister en jy kyk oor die lewendige stroom of so meer, is jy welkom om die QR-code te gebruik of wie ook al wil doen. Hier's kryke terwyl jy tiendes en offergawe bring, maar ek wil vanmôre 'n spesiale beroep op u doen. Kom ons sing vanmôre soos kinders van die Here. Kom ons sing in oorwinning, kom ons sing met krag, kom ons sing met vrymoedigheid. Maak die naam van die Here groot. So die eerste een is sommer wat ons mee wegspring is hier. Welkom om die tiendes en offergawe, so wat jy gee vir die werk van die Here. Daar is kryke naby in die gees wat die Here op die hart het. Mag die Here vir die baie ryklik seën. Amen. Julle reg. There is joy, joy, joy.
presence of the Lord, singing hallelujah, amen. There is joy, joy, joy in the presence of the Lord, singing hallelujah, amen. Dance and celebrate, dance and celebrate, dance with joy before the Lord. Dance and celebrate, dance and celebrate, dance with joy before the Lord. There is joy, joy, joy in the presence of the Lord, singing hallelujah, amen. There is joy, joy, joy in the presence of the Lord, singing hallelujah, amen. Dance and celebrate, dance and celebrate, dance with joy before the Lord. Dance and celebrate, dance and celebrate, dance with joy before the Lord. It gives me joy to praise the Lord. It gives me joy to clap my hands. It gives me joy to stand my feet. It gives me joy to praise the Lord. It gives me joy to praise the Lord. It gives me joy to clap my hands. It gives me joy to stand my feet. It gives me joy to praise the Lord. Amen. Is jy bly om in die huis van die Here te wees? Amen. Ek het vergeet wat jou naam. Leandrie se sussie. Cherise, is dit jou pa? Julle, vanoggend is ons besig om te oefen. En terwyl ons sing, ons is in aanbidding, en ek gaan dit nie presies kan namaak nie, hoor ek net van daar bo af, Papa! En ek briek in my skoene. Hy kind het op pa gesien vanoggend. En die joy was oneindigend. God het opgedaag vanoggend. En ons kan bly wees. Dalk is dit nodig dat ons bietjie skree, Here! Want hy is hier vanoggend en ons kan opgewonde wees. Hy daag op, elke dag, elke keer. In jou lewe daag hy op. En daarvoor kan ek en jy joyful wees vanoggend. Amen. It gives me joy to praise the Lord. It gives me joy to clap. Let's clap hands. It gives me joy to stand my feet. It gives me joy to praise the Lord. It gives me joy to praise the Lord. It gives me joy to clap my hands. It gives me joy to stand my feet. It gives me joy to praise the Lord. The joy of the Lord is my strength. 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 He gives me living water and I thirst no more. He gives me living waters and I thirst no more. He gives me living waters and I thirst no more. The joy of the Lord is my strength. He gives me living waters and I thirst no more. He gives me living waters and I thirst no more. He gives me living waters and I thirst no more. The joy of the Lord is my strength. There is joy, joy, joy in the presence of the Lord, singing hallelujah, amen. There is joy, joy, joy in the presence of the Lord, singing hallelujah, amen. So let's dance, dance and celebrate, dance and celebrate, dance with joy before the Lord. Dance and celebrate, dance and celebrate, dance with joy
sê dit is 'n vreugde om my dank aan God te bring. Amen. I will give him glory. I will sing him praises. I will shine his light deep into the night. I will give him glory. I will give him glory. I will give him praises. I will shine his light deep into the night. I will give him glory. I will give him glory. I will give him praises. Every song I sing, I just want to bring glory to my King. I will give him glory. I will give him praises. I will shine his light deep into the night. I will give him glory. I will give him glory. I will give him praises. Every song I sing, I just want to bring glory to my King. I will give him glory. I will give him praises. Let's praise. I will shine his light deep into the night. I will give him glory. I will give him glory. I will give him praises. Every song I sing, I just want to bring glory to my King. I will give him glory. I will give him praises. I will shine his light deep into the night. I will give him glory. I will give him glory. I will give him praises. Every song I sing, I just want to bring. Every song I sing, I just want to bring. Every song I sing, I just want to bring glory to my King. You've got all the glory. Come and give him. You've got all the glory. Hallelujah. You've got all the glory. And we will give you the victory. Come and give him. Oh, let's give him all the glory. You've got all the glory. You've got all the glory. And he will give you the victory. Kom ons verklaar dit volgens. Satan, the blood of Jesus is against you. You are not welcome. Satan, the blood of Jesus is against you. Hallelujah. Satan, the blood of Jesus is against you. And we will give God all of our praise. Let's bring him the praise, church. Give God all the glory. Give God, give him all the glory. Give God, give him all the glory. And he will give you the victory. Let's declare it. Satan, the blood of Jesus is against you. Satan, the blood of Jesus is against you. Oh, thank you, Jesus, for the blood. Satan, the blood of Jesus is against you. And we will give God. Let's give him. And we will give God. And we will give God all of our praise. Well, let's praise him, church. Let's lift his name on high. You're worthy and exalted.
can compare to you. You are mighty and great and wonderful, Lord. O Here, ons wil U prys en loof en aanbid, Here, U naam wil ons groot maak. Hulle sê vir die kruisigings wat gebeur het in die Romeinse tyd, was daar nooit 'n woord gewees vir die pyn wat ervaar is nie. En toe het hulle Latynse woord opgemaak wat ek nie eers kan uitspreek nie. Maar in Engels is dit die woord excruciating. Het jy al gehoor van die woord excruciating? Dis pyn. Daardie woord gebruik ons so maklik. Maar daardie woord was gevorm spesiaal gewees vir die pyn wat op die kruis ervaar word. Dit beteken, as jy dit vertaal van Latyns af, beteken dit pain from the cross, letterlik. Dit beteken pain from the cross. En dis die pyn. Jesus was die ergste kruisiging. Die manier hoe hy gekruisig was, erger as enige iemand anders. Hoeveel te meer is daardie woord nog soveel dieper. But he did it. Want het jou lief. Die grootste pyn. Want sy liefde het geen perke geken nie. En volgende wanneer ons hier staan, Here, kom staan ons in die krag van U bloed. Dankie dat ons vry is volgende. Here, dankie dat ons nie langer in kettinge hoef te lewe nie, Here, maar dat ons U vrylik kan aanbid. Here, dat U ons kom losmaak het van dit wat die vyand ons so graag mee wil terughou. Volgende bid ek, Here, dat U lewende water deur ons sal vloei. U strome, Here, oor ons sal vloei volgende. Here, was hier.
Dankie vir wie U is, Here. Dankie dat U ons het, Here. Majesty, worship His majesty. Unto Jesus be all glory, honor, and praise. Let's lift our hands to the King of Kings. Majesty, kingdom, authority, flow from His throne unto His own. His anthem reigns. Come, let's exalt Him. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Oh, we love You, magnify, come glorify, Christ Jesus the King. Majesty, worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of glory. Majesty, majesty, I want to exalt You alone, Lord. Worship His majesty. Unto Jesus be all glory, honor, and praise. There's no one like You, Lord. Majesty, His kingdom, authority, and flow from His soul unto His own. His anthem reigns. Let's lift our voices and our hands to Him. So exalt,
Jesus who died, now glorified, King of all kings. Jesus who died, now glorified, Jesus who died, now glorified, Jesus who died, is now glorified, King of all kings. Baie dankie. Sal die ouers die kleintjie wat ingeseën word na vore toe bring asseblief? Kan ek dan vra, sal die oupas en die oumas nie saamkom nie? Want ek is ook 'n oupa en ek weet hoe voel dit. Ek wil ook in die limelight wees. Tersius. Moet hy so raas? Ja. Dit is vir my 'n groot voorreg, Tersius, om hierdie klein seun van jou vandag in te seën. Ek het nie gedink dit sal ooit moontlik wees nie. Het jy ook so gedink? As jy praat van stout, hy het stout uitgevind, nee, Charmaine. Hy het stout uitgevind. Man, dit was 'n hallo seun. En ons gaan nou net doen wat die Bybel sê. Die dinge wat u vanmôre hier gesien gebeur het, kan vir u vreemd klink. Maar later dan sal ons daaroor praat, maar dit is alles Bybel, indrukke wat ons, gebruike wat ons gemaak het. Nou, Jesus het 'n voorbeeld vir ons gegee, en ek lees vir u. Hy sê, en ons gaan net doen wat hy gesê het. Ek dink dit is voldoende. Die Bybel sê in Markus, die 10de hoofstuk, die 13de vers, en hulle het die kleintjies na hom gebring, dat hy hulle kon aanraak, en sy disippels het die wat gebring het bestraf. Maar toe Jesus dit sien, het hy hulle baie kwaadlik geneem, en vir hulle gesê, verhinder hulle nie, laat die kindertjies na my toe kom. Want aan sulkes behoort die koninkryk van God. En luister, wat het Jesus gedoen? Ek sê vir julle, elkeen wat die koninkryk nie soos 'n kindjie ontvang, sal daar nooit ingang nie. Toe het hy hulle in sy arm geneem, sy hande om hulle geslaan en hulle geseën. Hy het die kinders geseën. Nou, as u weet wat die inhoud van seën is, dan moes u nou die dag hier gewees het, toe Pastor Johannes oor die seën gepraat het. Die seëninge van die Here maak ryk. Dis so waar, klein Tersius hier. Pragtig. En dit is wat ons vanmôre gaan doen. Jesus het die kinders gevat in sy arms en hy het hulle geseën. En eers sê die Bybel, en Isak het vir Jakob geseën met die oog op die toekoms. Ons seën hierdie seentjie vanmôre op die oog vir die toekoms.
Kyk nou net hier. Man, as julle hierdie ou gesing het toe hy klein was, sing julle hier 'n seentjie van hom. Nou wat ons gaan doen vanmôre, ons gaan hom seën in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Ek seën jou vanmôre in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ek seën jou met die seëninge wat opgeteken is in die woord van die Here. Ek seën jou dat dit met jou goed mag gaan. Ek seën jou vanoggend met alles wat goed en wat mooi is. Here, soos hierdie seun groot word, seën ek hom met die liefde van die Here in sy hart. Ek seën hom dat hy van die goeie sal hou en weg sal bly van dit wat nie goed is. Ek seën hom met 'n begeerte om vir u te lewe. Here, ek seën hierdie seun vanmôre, dat daar in hom 'n besondere gees sal wees, 'n manlike geaardheid, iemand wat van die goeie hou en weg af doen van die slegte. Seën hom met gesondheid, Here. Seën hom dat daar nooit tekort sal wees nie. Seën hom, o Heer, dat wanneer sy familie na hom kyk, hulle iets in hom sal sien, wat hulle sal trek, wat hulle vir mekaar sal sê, hierdie is 'n besondere seun. Laat die seën van die Here op hom rus, in alle opsigte. Het sy akademies, het sy op die sport, waar hy hom vind, omhul hom met u seën, Here. Laat u seën in hom so sal uitskyn en tevoorskyn sal kom, dat almal sal sê, maar is hy nie 'n besondere kind nie. Seën hom in die liefde vir die goeie. Seën hom, Here, met 'n teesin vir dit wat sleg is. En mag u seën op hom rus. Ek bid dit in Jesus naam. Ek seën hierdie ouers vanmôre. Here, die verantwoordelikheid wat hulle het
sy ouers vanmôre. Laat die 12 jaar wat hulle gewag het, die moeite werd sal wees. Here, hierdie ouers het 'n verantwoordelikheid om te luister, te leer, vir hom te sê, seun, nie so doen nie, maar doen so. Gee hulle die vermoë, Here, om hom op te voed in die vrese van die Here. Want wat hy hulle sien doen, gaan hy doen. Dat hulle vir hom 'n voorbeeld in woord en in daad sal wees. Amen. Here, ek seën vir my en ek seën vir Jan vanmôre. Dankie dat jy hulle geseën het met nog so 'n mooi seentjie. En dat hierdie familie 'n sterk band in U sal vorm. Jan, hy gaan jou dophou. Wat jy doen, gaan hy doen. Wat jy sê, gaan hy sê. Maar seën hulle, Here, met wysheid. Seën hulle met insig. En seën hulle met krag vanmôre. Laat die seën van die Here op hulle sal rus vanmôre. Ons gaan vir hulle sing. Seën nou, Heer, met rykdom en genade. Vul hom met elke goeie gawe. Mag die Gees hulle lei, wil by voete lei, tot 'n lente van daag. Seën nou, Heer, met rykdom en genade. Vul hom met elke goeie gawe. Mag die Gees hulle lei, wil by voete lei, tot 'n lente van daag. Ek wil hulle net wys, ek dra op 'n baadjie. Ons wil vir die familie sê, groot seëninge van die Here. Maar ek wil ook vir julle sê, dis 'n rowwe kerk hierdie hè. Jo, hulle het daarom wat te kere gegaan vanmôre. Julle het nog niks gesien nie, kom weer. Dit was maar net die inleiding hierdie. Maar as jy bly is vir wat die Here vir jou gedoen het, dan kan jy nie stil bly nie. Jy kan nie stil staan nie. Ek weet nou, dit is baie gevaarlike grond hierdie, maar kyk nou net wat die blou bulle gedoen het. Jy sien? Ja, en die WP. Jy kan sommer sien, die WP het gewen, die blou bulle het gewen, en hier is sommer 'n mooi atmosfeer ook. Maar ek wil vir u sê, dit is wonderlik
en aangenaam om die Here te kan loof en te kan prys. Ek het nie een op daai stadium gesien wat so gesit het nie. Mense, hulle daarom te kere gegaan, hoor, omdat die span gewen het. Nou weet jy wat, ons span wen elke keer. Daar's nie een keer wat hy nie wen nie, maar ek wil nou vanoggend as voorbeeld gebruik wat in die Bybel gebeur het. Die vrou wat aan bloedvloeiing gelei het, het vir ons iets nagelaat om te volg. En ek wil weer met u praat oor 'n vrou wat by die put gekom het. Dankie vir daai lied. Jy sal dit nie onthou nie, want ek weet nie eers of my ouma dit onthou nie. Hulle het gesing, Jesus gee haar water, wat nie in die put was nie. Sy kom singend, sy gaan bringend, ander na die water, wat nie in die put was nie. En ek wil vanoggend vir u sê, daar is 'n behoefte aan Heilige Gees, water in die wêreld vandag. Hoekom doen die mense dit? Moord, verkrachtings, al hierdie lelike dinge is omdat mense dors is. Is dat hulle niks het, hulle soek iets om te drink. Nou kom Jesus en hy kom sit daar by 'n put, en daar kom 'n vrou, en moenie daai vrou onderskat nie, hoor. Sy was so semi-godsdienstig, want eerste wat sy sê, maar hoe is ons, die Jode en julle dan op een golflengte? Sy het al klaar geweet dit werk nie. En toe begin sy die vrou vertel, vir Jesus vertel van aanbidding. En dan moet hulle dit doen, en ons weet van dit, en Jesus het haar so gekyk, en hy sê vir haar naderhand, vrou, as jy drink van die water wat ek jou gee, sal jy in der ewigheid nooit dors word nie. Jy sien, sy moes elke dag kom water skep, en dit, baie mense skep op 'n Sondagmôre water, maar maandag of dinsdag is die water op. En Jesus sê vir haar, jy sal in der ewigheid nooit dors word nie. Ek lees vir u net die kern van hierdie deel. Jesus antwoord en sê vir haar, elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry. Maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors word nie. Dit sal word 'n fontein van water wat opspring tot in ewigheid. En hier het die groot ding gebeur. Daai vrou sê, Here, gee my van daai water. Here, gee my van daai water. En sodra 'n mens die Here vra vir iets, gee hy. Hy het agtergekom wat haar behoefte is. En sy het gesien, hier is 'n geleentheid dat ek my dors kan les. Op een plek stadium dan praat hulle van die water in die put, in die volgende stadium dan praat Jesus van die water wat ek hom sal gee. Nou broer en suster, om hierdie water te kan drink, om hierdie stroom in jou lewe te kan hê, is daar 'n vereiste. Elke omstandigheid, manier wat die Here met iemand gewerk het, het hy anders gewerk. Vir die een het hy so gesê, vir die ander een het hy so gesê. En Jesus gaan en hy sê vir die vrou, gaan roep jou man. Ja,
Sy sê, Here, ek het nie een nie. Jesus sê vir haar, maar jy het reg geantwoord. Want jy het 5 gehad. En die een wat jy nou het, is ook nie jou man nie. U sien, broer en suster, daar het dinge gebeur in haar lewe, wat haar beroof het van water. Dinge wat in haar lewe nie uitgewerk het nie. Ek kan seker uitbrei oor wat het in elke huwelik gebeur, is nie vir my nie. Maar Jesus sê vir haar, die een wat jy nou het, is net soveel moeilikheid soos die ander 5 wat jy gelos het. Is ook nie jou man nie. En weet jy wat gebeur? Jesus gee haar water, wat nie in die put was nie. Hy haal die blokkasie uit haar lewe. Dit wat verhinder het, dit wat gekeer het. Weet jy, daar's baie keer dinge wat in 'n mens se lewe keer, sonder dat jy die volheid van die Here moet ervaar. En hier kom die Here in sy groote almag, in sy wysheid, en hy vat, want sy sê vir hom, Here, u het nie eers 'n skepding nie, hoe gaan u vir my water gee? Die Bybel sê, en hy sê vir haar, nou ek wil vanmôre vir u sê, die Here het 'n manier om 'n skepding in jou lewe te sit en uit te skep wat hom nie behaag nie. Want as hy dit uitskep, sal jy lewende water kry. Daar's sekere dinge wat, kan ek vir u noem? Die Here kom en hy skep miskien uit u lewe uit 'n ongeduldigheid. Ek weet daar's nie een hier wat aan ongeduld ly nie. Net ek. Want Here, jy moet dit nou doen. Ek kan nie wag nie, maar hy skep uit haar lewe uit dinge wat haar verhinder, sodat sy nie die volheid kan kry nie. Nou broer en suster, snaaks dat die Here moet sê, gaan roep jou man. Ons leef in 'n tyd waar die vyand die huwelik aanval soos nog nooit van tevore nie. Hoor wat ek vanmôre, selfs in die kerk val die duiwel, selfs van die kans op die kansel, val die duiwel mense se huwelike aan. En weet jy wat is die uiteinde daarvan? 'n gebrek aan water. Daar is nie meer, as jy nie water het nie, kan jy nie vir iemand anders dit gee nie. En Jesus kom en hy sê, ek wil vir jou water, lewende water gee, lewe in oorvloed, laat jy nie weer hoef dors te word nie. My broer, u kan dit miskien ongemerks doen nou, laat niemand dit sien nie, maar jy kan jou hand so by jou vrou sit, en dan net so 'n drukkie gee. Ek wonder wanneer laas het jy dit gedoen? Nee, ek praat met jou broer. Nee. Wanneer laas het jy vir jou vrou gesê, ek het jou lief? Nee, as daar, en die twee sal een word, en is daar nie 'n verhouding tussen man en vrou is nie, sal daar nie lewende water in jou lewe wees nie. Jy moet weet, sodat elkeen sal weet hoe om sy vrou te behandel. Bid vir verstand. 'n Mens moet verstand hê om met jou vrou te werk.
baie verstand. En weet jy waar kry ons dit? Ons kry dit by die Here. Hy gee verstand. Ek het nou die dag vir die Here gesê, Here, ek aanvaar nie net dat ons so lank getroud is nie. Maar gee, jy weet, ek is met 'n green getroud. Gee my verstand om verstandig met haar saam te leef. Want u ken ons, die green geslag ken u glad nie. Ouer, as hulle verdrink, swem hulle nog stroom op. Dis die gene van green. As jy hulle begrawe jy hulle kop onderste bo. En ek is bly daaroor, want kort dan kom so uit. Wat wil ek vanmôre vir u sê? Hy sê, gaan roep jou man. En wanneer daar nie harmonie is tussen man en vrou nie. Ouud, ek wil vanmôre vir jou sê, luister wat ek vir jou sê, jy's nie altyd reg nie, hoor. Ek weet dit is 'n moeilike pil om te sluk. Ek weet wat jy sê is wet, maar jy's nie altyd reg nie. Maar weet jy wat? Dit vat iemand wat 'n verhouding met die Here het, iemand wat op soek is na water, om na sy vrou toe te gaan en te sê, oh girl, ek is jammer. Ek was verkeerd. Pastoor, as ek dit vir daai enetjie van my moet sê, is dit die einde. Sy sal heers in my lewe oor alles. Nee, sy sal nie. Sy sal respek kry. Jy dwing respek af, wanneer jy kan sê, ek is verkeerd. Jy dwing respek af, wanneer jy die voorbeeld stel. Ons het in 'n tyd geleef, wat die ouers in die kinderskerk toe gekom het. Toe verander daardie era, toe kom net die kinders. Toe verander dit, dat die pa sê, jy gaan kerk toe. Maar hy het nooit gegaan nie. Wat wil ek vanmôre vir u sê? Die Here skep uit hierdie verhouding, uit hierdie man en vrou, skep hy wat tot heil kan wees. Want die twee sal een wees. En broer, as ons een is dit 'n wonderlike ding. Sy besluit en jy sê ja. Gerrie, weet jy waarvan praat ek? O nee, dit is alright. Ek wil net vanmôre vir u sê, die Here kom en hy begin uit haar uitskep. Alles wat verhinder, of dit nou die klein dingetjies is wat ons nooit aanglo nie. Weet jy hoe gevaarlik is jaloersheid vir jou huwelik? Geweldig. Vra die Here om jou vry te maak. Weet jy hoe gevaarlik is hy meer? Dit beroof jou. En nou kom die Here en hy sê, wag, ek gaan hierdie goed uit jou uitskep, dat julle eens, en die twee sal een wees. Is dit nie wonderlik nie, broers? En hy begin skep, en hoe meer hy skep, hoe meer dinge kom uit. En op die eind, toe sy nou dink, sy dink hy slaat, toe sê, nee, maar wacht, ek het nog so 'n klein ietsie om vir jou te sê. Hierdie een wat jy nou het, is ook trouble. Sy is ook vir jou moeilikheid. Dis nie joune nie. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al die ander dinge sal bygevoeg word. En toe hy klaar uit haar uitgeskep het, toe gebeur daar iets.
Toe vind sy, maar hier is water, wat ek nie geweet het nie. Hier is lewende water. Sy los haar kan net daar, en sy hardloop stad toe, en sy sê, kom kyk gou, hier is iemand wat my gehelp het. Broer en suster, ons het nodig om groothartig te wees. Ons het nodig om op 'n stadium stil te word. En ek wonder wat sal die vrouens sê as die man bietjie net so een kant sit en sê, hoorie, wat wil jy hê moet ek vir jou doen? Ek praat nie van gras nie, dit weet ons. Ek praat nie van daai spyker wat jy nog nie ingeslaan het nie. 3 maande. Net 3 maande. Nee, praat julle vas, want as ons hier uitgaan, dan stamp jy net so en sê, want 'n vrou kan 'n man wen sonder woorde. Is nie maklik nie. As sy vir jou kyk, dan weet jy, hier kom moeilikheid. Ja, julle het 'n kykmanier wat ons nie het nie. Ons sê, jammer, jy regbaar, jammer. Hoekom sê ek hierdie goed vanmôre? Ek sê, omdat Jesus die bak gevat het, en uit die put uitgeskep het, dit wat hom nie behaag nie. Alles, Here, wat U nie behaag nie, skep uit my lewe uit, want ek soek die volheid, ek soek die alles, I'm looking for the ultimate. En as die Here dit eers uitgeskep het, terwyl U vanmôre hier sit, waardeer die geleentheid wat die Here jou gegee het. Ek wil nie, as jy 2 mense is wat ek altyd na kyk, Gerrie, as jy net vir hom gaan sê, Manie, dis klaar. Die kanse wat jy gehad het is verby. Christa, ek meen, jy het so baie gepraat, hy het nooit 'n kans gekry om te praat nie. In elk geval, vir ons gegee het. Laat ons dit aangryp, laat ons dit vat, laat ons toelaat, laat hy uit ons lewens uitskep, wat ons nie gedink het is daar nie. Maar weet jy wat is die uiteinde? Ek sluit hiermee af. Die uiteinde is strome van lewende water sal uit jou uitvloei. Is daar, ek gaan nie vra om op te staan nie, maar ek vra vanmôre, is daar iemand in hierdie plek wat verlang na lewende strome toe? Dank die Here vir Anne wat opgegaan het. Sê Here, wys my hoe, wys my waar, sodat die lewende water kan uitvloei. Sy sê, Here, dan hoef ek nie weer hier naartoe te kom nie, maar dan kry ek versadiging. Mag die Here U seën. Baie dankie, Pastor Billy. Ek wil net graag vir u sê dat ek en my vrou het 'n ooreenkoms dat ons kan met mekaar verskil, sê my net onthou dat ek is reg. Nou hoop ek maar kry kos. Baie dankie vir die woord van die Here vanmôre, maar ek wil hê dat ons ou koortjie gaan saam sing ten slotte.
is so 'n pragtige koortjie, maar jy weet, vir die Here om iets in 'n mens se lewe te doen, moet ek bereidwillig wees en ek moet vormbaar wees. As ek nie vormbaar is, kan God vir my niks doen nie. As ou koortjie sê, have thine own way, Lord, have thine own way. Thou art the potter, I am the clay. Here, vorm my en maak my soos wat U graag wil hê dat ek sal wees. En dit wat die Here in gedagte vir U en vir my het, is altyd iets baie goed. Ek glo dat ons leef in 'n wêreld waar ons weet al die uitdagings is. Ek het net in die week met iemand gesit ook wat my gesels het rondom sekere goed. Toe sê ek dat ons het geen sekerheid oor niks in hierdie lewe behalwe dat God aan ons kant is. Al sekerheid wat ons vanmôre het is dat ons weet dat die Here wil sy kerk bou en hy wil in jou en my werk. Maar ons is die pottebakker en ons moet vormbaar, ons moet elasties wees, sodat die Here my kan vorm en maak, want jy sien, as ek te vol van myself is, sal ek nie verander nie. Want al wat ek gaan sê dat ek is reg. Maar die oomblik wat ek op die plek kan kom en sê, Here, vorm U my en maak my soos wat U graag wil hê dat ek sal wees. En ek glo dis vanmôre U begeerte en ook my begeerte. Dis Here, kom werk in my. Ek is die klei in die hande van die pottebakker. Vorm my en maak my soos U wil. Kom ons staan. Dan sing ons dit en slotte saam. Have thine own way, Lord. Have thine own way. Thou art the potters, I am the mold me and made me after thy will, while I am waiting. Kom ons sing dit saam. Terwyl ons vanmôre onsself oorgee. Dankie Here. Have thine own way, Lord. Have thine own way. Thou art the potter, I am the
vrou saam met U is, vat haar hand en steek hom saam op terwyl ons nog een keer saam so. Sê Here, ons is die klei in die hande van die pottebakker. Here, my grootste begeerte is om my te maak nie wat ek wil wees nie, maar as wat die Here wil hê dat ek sal wees. Is dit reg met die kerk? Ons sing dit saam nog een keer. Have thine own way, Lord. Have thine own way. How art thou water? I am the clay. Mold me and make me after thy will, while I am waiting, yielded and still. So wonderlik om te weet dat die pottebakker het iets in beeld wat ons nie ken nie. Hulle vertel van die persoon wat die beeldhouer gesien het, net kap 'n stuk klip. En hy sê vir hom, wat is jy besig om te doen? Hy sê dat, want dit is net 'n ou stuk klip waar hulle en die beeldhouer sê vir hom, nee, ek sien 'n engel wat uit hierdie klip gaan kom. En net God en God alleen kan daardie beeld uitskep, want hy het iets in gedagte wat ons nie weet nie. En wat hy kan doen in jou lewe, en al wat die Here soek is die bereidwilligheid. Sê Here, ek is die klei, kom vorm en maak my se wil. Corrie, julle gaan 'n bietjie Amerika toe, julle moet dit geniet daar by julle kinders. Moenie te ver ry met jou motorfiets aan die ander kant hier, hoor. Ons hou jou dop, mag die Here julle ryklik seën. Ons steek ons hand op, ons ontvang die seën van Here Vader. Ons seën elkeen in die mooi naam van Jesus Christus. Here, met die krag en die heerlikheid en die voorsiening en die ingryping van die Here in elkeen se hart en lewe. Ons bid dit in die mooiste naam en die kinders van die Here sê, Amen. Die Here seën vir u, geniet die res van die dag.